Ek het vir Jacques hier voor vir 'n rede. So ek sal hom nou misbruik. Goeiemôre julle. Hoe gaan dit? Goed, julle so min, julle kan almal op een slag groet en ek sê julle almal kan antwoord. Prys die Here, julle is hierso. En baie dankie dat julle uitgekom het. Hierdie is 'n groeisisteem. Die Here gaan werklik nog die kerk opvul. Soos Japie sê, die werfraping nie plaasgevind nie. Daar's 'n huisraping het plaasgevind. So ons sal hulle nog van die huis af kry kerk toe. So prys die Here. Ek is gister by 'n troue en ek sê vir die bruidspaar voor die tyd, jong, dis die eerste keer wat ek nou 'n troue doen. So baie dankie vir die geleentheid. Ons doen die troue, hulle was toe dankbaar en bly na die tyd en die bruidegom kom na die tyd na my toe en hy sê vir my, oom Jimmy, nou is dit ons altyd die eerste keer gewees. So, vir my is dit 'n goeie ding, ek weet nie van hom nie, dat hy die eerste keer trou en dalk nog 'n plan het om weer te trou nie. Maar ek het vir Jacques hier vanmôre, en hy gaan bietjie vir ons geraas maak. So Jacques, gooi hom. Ja, Simeon, daar sê. Ek wil vanoggend praat oor klatter, geraas. As jy in die weermags term, as jy praat, is bietjie hard. Hy het 'n bietjie van 'n ekko. Daar sê bietjie af, daar sê. As jy praat van as 'n radar operateur, as hy sy radar so kyk, dan ontleed hy wat die radar uitstuur en wat hy terugkry. So baie keer as jy byvoorbeeld nou hierso uitstuur, dan sal jy al die stoele sien, maar die ekstra sal julle nou wees. En dis nou die geraas van radar. Hulle noem dit klatter in die radar term. So daai radar operateur moet eintlik baie gevorderd wees of baie beoefen wees om dit reg uit te lê, om te weet wat identifiseer wat. Okay, so hy kan maklike fout maak as hy dit nie reg uit lê nie. Baie keer wolke en voëls en alles wat inkom op die radar kan gereflekteer word en dit kan verkeerd geïnterpreteer word. Okay, so ek wil graag vir ons 'n dingetjie lees wat gebeur het met Paul Harbour. Ek dink julle van julle het al gehoor, maar ek wil dit vir ons in Engels lees. At 7:20 a.m. on December 7, 1941, American radar operator mistakenly identified incoming Japanese aircraft as a group of American B-17s bombers during the attack of Pearl Harbor. En ons almal weet wat het in Pearl Harbor gebeur. So we know that al die skepe in die hawe amper was gesink gewees en baie mense het gesterf as gevolg van die fout wat die radar operateur gemaak het. So dit is so gelok. Ek het al gehoor ouens het gesê ja, van die ouens het gedink op ander plekke het hulle gedink dis 'n klomp voëls wat inkom wat saamvlieg as 'n swerm. So jy kan maklik dit misinterpreteer. En dis waaroor ek vanoggend wil praat oor klatter, geraas, dinge wat eintlik nie nodig is nie. Dis nie nodig in jou lewe nie, maar dis daar. En ons kan nie wegkom van dit af nie, maar is daar. Ek wil graag vir ons lees uit Johannes 9, vanaf vers 1. Is 'n redelike stukkie, maar ek wil graag die storie vir julle lees, dat julle kan verstaan wat met hierdie blinde man gebeur het, en dan gaan ek vir julle uit sy oogpunt verduidelik wat hy beleef het, en dan gaan ek vir julle verduidelik wat Jesus eintlik net gesê het, en wat op die einde van die dag 'n werklikheid in ons lewe is. So ek lees vir ons. As he went along, he saw a man blind from birth. So Daniel, jy kan maar nie so aangaan. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? So daar was 'n vraag van die disippels af gewees, hier moet 'n rede wees hoekom hy blind is. Okay? Neither this man nor his parents sinning, Jesus said, but this happened so that the word of God might be displayed
in him. Not on him, not with him, not through him, but in him. So he had a story to tell after this. Come on. Dis die volgende vers nou. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. So jy kan maar net aangaan. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. Daar's die miracle, daar's die wonderwerk, okay? His neighbors and those who had followed, laat ek die storie verder vertel. Ek gaan met die Engels, nee. So moenie worry nie. So wat gebeur het is so, hy het by die huis gekom en sy vriende en almal wat hom ken, veronderstel is om te ken, het hom gesien en sê, hoor hierso, maar was jy nie blind gewees nie? Is jy nie die ou wat daar gesit en bedel het op 'n sekere spot elke dag nie? Was dit jy? En hy sê, ja, maar dit was ek. Hulle sê, maar nou, hoe is dit dat jy nou sien? Wat het gebeur? En ek wil graag daai versie vir ons lees, is in vers 11. He replied, the man they called Jesus made some mud, put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Toe vat al hierdie vriende van hom na die kerk toe, want hulle weet, daar's 'n struweling met hierdie Jesus in hierdie dorp, en wat nou gebeur, is daar 'n struweling, so hulle moet nou hulle self gaan verdedig, of dalk hulle self in die kerk 'n stoel hou, dat hulle nie die kerk het gegooi word nie, want hulle het nou iets gesien gebeur wat hierdie Jesus doen, en die kerk hou nie van wat Jesus doen nie. En hulle vat hom na die Fariseërs en die Sadduseërs toe, en hulle sê, hulle sê te vir hom, okay, maar wat gaan nie aan, wat het met jou gebeur? Sê, nee, maar presies wat hy vertel het, ek was blind, daar was modder op my oë gesit, Jesus sê, gaan was my, ek het dit gedoen, en ek kan sien. En hulle sê, maar, wie is die Jesus? Waarvan kom hy? So hulle klomp vrae, klomp argumente, om hierdie ou van sy trek af te kry, en al wat hy sê is, ek was genees. Hy het op 'n stadium te sê, maar hierdie Jesus is 'n profeet, want wie anders kan dit doen? Hulle leer in die Ou Testament, dat baie mense kan wonderwerke en goed gedoen het, as die krag van God op hulle is. So hierdie moet 'n profeet wees. En hierdie Fariseërs en Sadduseërs sê, nee, dit kan nie wees nie. En hulle, op 'n stadium toe roep hulle sy ouers, en sê, hoorie, is dit julle seun? Was hy blind van geboorte af? Ja. Sê, maar, hoe kan hy nou sien? En sê, wow, daai laaste vraag kan ons nie vir jou antwoord nie. Vra hom. Hy is groot en oud genoeg, laat hy antwoord. En hy antwoord toe, sê maar, ek is genees. Want die ouers was bang, hulle verloor hulle sitplek in die kerk. Hulle was bang, en dis wat die versie daar sê, hulle was bang, hulle word uit die kerk uitgegooi, as gevolg van die oortuiging wat met hulle seun gebeur het. So, Jesus is uit die prentjie uit, nou wil ek vir julle graag 'n scenario create, uit die blinde man se oogpunt uit. So ek het 'n paar punte hierso, uit die blinde man se oogpunt uit. Die disippels kom staan hier reg voor hom, hy hoor die mense, onthou nou daai tyd, hy kon nie sien nie, hy was blind van geboorte af. So hy kon niks sien nie, en hy hoor, maar Jesus skarrel voor hom. Nou ek dink hy sou daar gesê, hoorie, so maak plek ouens, julle is besig om my besigheidsarea vol te maak. Ek moet geld maak hier. As julle nie gaan geld gee nie, skuif aan. Hy kan niks sien nie, so hy weet nie as Jesus kom staan voor hom. En die disippels kom en hulle tipe van klaam aan en sê, met 'n vraag na Jesus toe, maar Jesus, hoekom is die ou blind? Is dit oor wat hy gedoen het, of oor wat sy ouers gedoen het? En die ou dink by homself, wel, dis nou wat ek sou gedink het is, hey, moenie my so bespreek nie. Wat gaan met julle? Hoekom bespreek julle my so en ontbloot my sonde hier voor almal? En die volgende ding wat gebeur is, hierdie Jesus sê maar, hy praat 'n storie, ek hoor nie, verstaan nie regtig wat hy sê nie, maar hy vat volgende keer en hy spoeg op die grond. Nou, Jan, as jy moet spoeg, hoe gaan jy maak? Daar sê hy, jy gaan soos, hoe sê hulle, weet jy, as jy slang jou gaan spoeg, as hy maak, nee, so, net so voor, en Jesus doen dit, want hierdie ou kan nie sien nie, en ons moet dit verstaan, hy hoor net. So, hoe het hy geweet, Jesus spoeg op die grond? Hoe het hy geweet, Jesus maak modder? Want sy ander sintuie het so opgeskerp, deur sy hele lewe, en Jesus maak die modder, en het sit dit op sy oë. Nou, ek so gedink het, hey my ou, wat maak jy?
Hoekom sit jy modder? Jy genees al die ander mense met 'n woord en met 'n handoplegging en sê, jou geloof het jou gered, maar jy sit modder op my oë? Nee my ou. En hy sê vir hom, nou gaan was jou. Nou gee hy nog 'n opdrag, ek moet my besigheidspot, wat die beste dalk in hierdie omgewing is, moet ek nou verlaat en my gaan was. Ja, ek gaan nou geld verloor. En dis my enigste inkomste. En hy sê vir hom, gaan was jou in Shiloh. Hy staan toe op, ek sou gememoreer het. My ou, ek ken jou nie, nou loop ek nie modder, ek moet myself lei, want hoe die hek gaan ek daar kom, ek is nog steeds blind. Waar's my guide, wie gaan my daar kry? En dalk is dit ver, ek moet nou nog ver loop ook. Want jy het my vol modder gemaak. Ja, het was jy ekkie, nou moet ek my gaan was, kry jy maar was my, dit was jy, wat het gedoen het. En daar loop hy, en hy gaan was. Nou dink hy, hierdie mense wonder seker, hy was blind, so hy's klaar 'n bietjie uitgewerp, uit die kerk uit en uit die mensdom uit. Jy het 'n sonde van kleins af al, en ons kan jou nie aanvaar in ons samelewing nie, so jy's klaar uitgewerp. Maar nou loop hy, nog met die modder op die oë, nou dink hulle nie net hy's uitgewerk, nou dink hulle hy's nog mal ook. Wat maak die modder op jou oë, my ou? Wat's fout met jou? En daar gaan hy, hy was hom toe nou maar, ek sou gememoreer het en sê, ja, wat maak die ou? Toe hom klaar gewas het, toe gebeur die wonderwerk. Daar gebeur die wonderwerk en hy word genees, of hy is genees. Hy gaan huis toe, en nou begin al hierdie geraas in sy lewe. Nou begin al die dinge wat vir hom wys, ek is 'n mens. Want almal van ons sit met geraas in ons lewe. Almal van ons sit met dinge in ons lewe wat 'n inspraak maak, wat nie van die Here af is nie. So die Fariseërs begin hom aankla en sê, hoor hierso, my ou, was jy regtig blind? Is hierdie nie dalk 'n storie nie, of 'n geldmaak storie nie? Sy eie bure, ek sou 'n verwerping gelyk het. Hulle ken my, hulle sien my elke dag. Van hulle het my dalk gevat na my bureauplek toe. En nou sê hulle ken my nie, as gevolg van wat die kerk glo. Hulle bring my by die kerk aan, ek mag nou daar gekom het nie. Nou kom ek by die kerk aan, en nou wil hulle my aanval. En nou wil hulle vir my sê, ek sê maar net wat my gebeur het. En hierdie is sy respons aan hulle. Die eerste keer het hy dit vir hulle gesê, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Shiloh, and I washed. So I went and washed, and then I could see. Daar is soveel geraas in ons lewe, daar is soveel dinge in ons lewe, wat ons van die woord van die Here afkry. Ek het vir ons nog 'n stukkie, so al daai goed kan in sy lewe gebeur het, en al daai goed kan gemaak het, wat hy vra. Hoeveel vrae het ons nie in ons lewe nie? Ja, hierdie Daniël ou, joh, werklik, net Jesus is veronderstel om te weet, of nie as Jesus weet wanneer God gaan kom nie. En nou sê hy weet alles, en hy het 'n wonderwerk alles. So waarna kyk ons, die klatter, die geraas. Maar eintlik, daar in die boot, dat doen so baie vir die Here. Hy getuig, hy moes dalk net nie 'n datum gekoppel het nie. Dan was die hele getuienis legit gewees. Dan was die hele land en almal nog sharp met Daniël gewees. Maar net omdat hy daai fout gemaak het, waar baie mense hom gewaarsku het hy 'n datum en 'n tyd gekoppel. En daar diskwalifiseer homself. Daar gebeur al die geraas. Nou val almal aan. Hy het bely, hy het gevra, vergewe my. Wie is ons wat hom te oordeel? Maar ons het geweet hy is fout. Ons kan ook vir hom sê, maar Daniël, ons het ook vir jou gesê. Ons het dit ook geweet, maar jy wou nie luister nie. Jesus het 2 dinge gedoen. Vers 3 sê, lees gou vir my vers 3, sorry Daniël. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the word of God might be displayed in him. Hierdie ou, deur sy gehoorsaamheid, deurdat hy net geluister, deurdat hy net gedoen het, deurdat hy net gedoen het aan die persoon wat hy nie eens geken het nie. Hy het geweet daar is Jesus. Het daar vir hom geneesing gekom. En sy lewe getuig, ons is vandag 2000 en something jare van daai tyd af, tot vandag toe praat ons daaroor. Soos die vrou wat Jesus se voete gesalf het, sê, los haar, want hierdie gaan tot in generasies verkondig word. Tot getuienis van baie. Dit is nou hoe ek dit noem. Selfs met hierdie ou, selfs met wat hy gedoen het,
Hy het nie gememoreer nie, hy het nie gekla nie, hy het nie gesê, maar die dominee sê dit, die pastoor sê dit, of hierdie ou het my te nagekom, en die ou het my te nagekom, en die ou het dit gedoen, die ou het dat gedoen, ek kon nog nie die ou vergewe en daai ou vergewe nie, al daai geraas, hy het besluit, as hy al die geraas afsny. Die disippels se geraas, die fariseërs se geraas, sy ouers se geraas, al daai sal hy afsny. Al die kritiek, al die probleme, en besluit, op 3 dinge besluit hy. Oh, sorry, dis 5. Daar was 'n man, sy naam was Jesus. Hy het hom net geken, die man van. Hy het modder gevat, hy het op my oë gesit, hy het my beveel om iets te gaan doen, my te gaan was. Ek het gehoorsaam en ek is genees. Ons moet in ons lewens 'n besluit neem teen al die geraas. Sit jy in finansiële druk? Sit jy in probleme, huweliksprobleme of vriendskapprobleme of familieprobleme? Al daai geraas, is daai geraas gelykstaande aan die woord van God? Kom dit van die Here af? Want Jesus het net 2 dinge gedoen. Hy het gesê, hierdie ou gaan genees word sodat God verheerlik kan word. Die tweede ding wat Jesus sê is vers 35 en 37. Want nou kry Jesus om na die tyd, en hy hoor hy sy die sinagoge uitgegooi. Nou ek dink jy hulle het hom daar net gesê, asseblief, verlaat net ons kerk, want jy is nou besig om hier 'n dogma te preek of wat ook al. Nee, hulle het hom uitgewerp, gegooi, geslaan, geskop. Cheers, jy is nie welkom hier nie. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe?" Onthou nou, hy het geweet dis Jesus, maar hy het nog nooit Jesus gesien nie. Do you believe in the Son of Man? Volgende. Who is he, sir? Hy weet nie wie hy is nie, want hy het hom nie gesien nie. Hy het hom nie gesien nie. Wie is daai ou wat toe Jesus na sy kruisiging toe opgestaan het? Ons noem hom ongelowige wat? Thomas. Thomas het Jesus gesien. Maar hy het nie Jesus gesien nadat hy gekruisig was nie. En Jesus sê toe hy hom sien, en hy steek sy hand in sy sy, en hy raak sy plekke aan waar hy gekruisig was. Hy sê, Thomas, jy sien nou, en jy glo, maar gelukkig is die wat nie sien nie, en nog steeds glo. Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Hy het nie eens geweet, Jesus is die redder nie. Hy het nie eens besef dat dit Jesus, hierdie is Jesus wat my genees het nie. Want hier kom Jesus aangestap, onthou nou, hy was nou net uitgegooi uit die kerk uit. Doeg! Imagine jy loop in die straat, nou net uitgegooi uit die kerk uit, en hier kom een van die hoofouderlinge na jou toe. Jy verwag 'n fight. Jy verwag, hulle gaan nou klaarmaak wat hulle begin het. Want nou is hier 'n probleem. So hy verwag het, en hier kom Jesus aangestap, en ek meen, 'n rabbi van daai tyd het volgelinge gehad, en hy sien, hierdie ou, mense volg hom. So hier moet 'n kerk ou wees. Hier kom moeilikheid. En ek dink ek is reg vir julle. Maar hy sê, Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking to you. Volg jy daar nou? Is daar nog een? Ja. Then the man said, Lord, I believe, and he worshipped him. Daar is 4 dinge wat vir jou oorwinning in jou lewe kan bring. Maar jy het nodig om sekere te dinge in jou lewe. So die eerste ding is, jy moet Jesus identifiseer. There was a man. Jy moet Jesus in jou lewe identifiseer. Want die geraas in ons lewe, die oorweldigende probleme, alles in ons lewe kan maak, dat jy Jesus nie raak sien nie. Dat jy sekere wonderwerke, en sekere dinge wat in jou lewe gebeur, heeltemal kan mis. Ek gaan bid, so rukkie terug saam met Nikkie, en eintlik vir hom gaan bid, en op einde van die dag bid ons vir sy seun. En 'n dag later, dag of wat later, hier kry sy seun 'n werk. Dog, prys die Here, maar wat van jou? Jy moet ook werk kry. Maar dit sal gebeur. Dit sal gebeur. En jy moet Jesus kan identifiseer. Nou so dikkie hulle moet daar sê, maar hier's 'n wonderwerk. En hy het vir my gestuur. Dis 'n wonderwerk, my seun het werk gekry. Ek wonder hoe werk dit. Want dit sou nie gebeur het nie. So ons wil baie keer wil ons wonderwerke en goed raak sien, maar ons wil ons eie manier gebruik om die Here te help. Here, ek sukkel met finansies. So help my asseblief, ek kort dit en dit en dit. Nou dink ek, Attie het bonus gekry, miskien gaan hy my seën. Die pastore het ook wel bonus gekry, dalk. Okay. Hulle gaan my dalk kan help. Of
hierdie ou is 'n ryk ou in die kerk, hy gaan dalk vir my geld voorsien. Ons wil dit namens die Here doen. Dis klatter. Dis geraas wat nie daar hoort nie. Die Here sê bid en julle sal ontvang. Julle ontvang nie, want julle bid nie reg nie. So bid reg, glo, en as jy glo, sal jy ontvang, sê die Here. In wie? Ons glo in die Here Jesus. So, sit jou oë op Jesus. Identifiseer Jesus in jou omstandighede. Hoe kry ons dit reg? Deur sy woord. Alleenlik deur die woord van God. Dan is daar 'n tweede punt. There was a command. Jy moet jou gaan was. Ek het modder op jou oë gesit, jy moet jou gaan was. Ons gaan opdragte, ons gaan dinge in ons lewens kry en sê, hou op stres. Moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want môre sal sy eie bekommernisse bring. Fokus op nou. So daar gaan opdragte en dinge in jou lewe gebeur deur die woord van God, of deur iemand se counseling en berading in jou lewe. Tel op, wat is jou opdrag? Want die volgende punt is, there was obedience. Hy het besluit om hom te gaan was, te midde van enige ander geraas. Het hy al doen dis. Want ek het hom geïdentifiseer, Jesus. Nog nooit gesien nie, maar hier kom 'n miracle. Ek het 'n command gekry, and I obeyed. Die laaste punt is, there was a miracle. Kyk in jou lewe, waar is al die geraas? Waar is daar stemme en dinge wat jy moet stilmaak in jou lewe? Sodat jy die stem van die Here kan hoor. Want as daai geraas so hard is, soos nou, ek het met Johan gepraat, ek het met, wie het ek nog gepraat mee? 'n paar mense mee gepraat, en julle kon nie 'n woord hoor as ek sê nie. Julle het maar gereageer, want julle het gedink, ou nee, ek het met jou gepraat, julle het maar gedink dis wat ek sê. Maar julle kon niks hoor nie, want die geraas was so hard. En daai geraas kom nie van die Here af nie. Geen geraas, geen twyfel, geen onsekerheid, geen lawaai kom van die Here af nie, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek waar jy kan verslind. Vir jou, jy is 'n oop target. Die duiwel gaan nie sê, okay, nee, ek gaan 'n bietjie sagter gaan op jou, omdat ek dink jy is 'n beter Christen of nie beter. Nee. Hy's daar om jou te verslind. Hy wil jou vernietig, hy wil jou uit die pad uit hê. Wie is daai ou wat nou geskiet is? Daar's nou klomp stories, en alles, maar dis 'n kind van die Here wat weg is. Is hy voor sy tyd weg? Ja. Hy's nog nie 80 nie. Hy's voor sy tyd weg. Want die vyand het hom gesteel. So die vyand is daar om jou omstandighede so te maak dat jy die Here nie kan hoor nie, dat jy hom nie kan sien nie, dat jy hom nie kan identifiseer in jou lewe nie, dat die geraas is so erg. En hy bring verdeeldheid. 'n wonderwerk is voor jou deur. 'n wonderwerk is voor jou deur. En ek is, so te sê, klaar. Julle die kort weergawe. Ja. Maar daar is 'n paar dinge. Identifiseer die Here Jesus in jou lewe. Maak weer 'n koneksie na hom toe. Pastoor Andries het daai versie gedeel wat ek kyk in die spieël en die refleksie wat ek sien is die Here Jesus. Ja, ons sit met probleme, ons sit met issues, ons sit met dinge wat ons moet uitsorteer, maar as die mense na my kyk, moet hulle Jesus sien, want ek moet soos Jesus word. Dit moet 'n proses wees. En identifiseer die Here in jou lewe. Soek hom met jou hele hart. 'n Verhouding word gebou waar mense met mekaar praat. Praat met die Here. Praat met die Heilige Gees. Praat met Jesus. Lewe 'n vol lewe saam met die Here Jesus. Daar was 'n opdrag. Wees gehoorsaam. Ek het nog nooit die stem van die Here hard gehoor, soos vir 'n Ek dink, ek sal ander klere moet gaan aantrek as dit gebeur. Ek sal skrik. Ek sê jou, as ek in die aand iemand loop om die draai en iemand Johan spring uit die bos uit en sê, Jimmy, dis al baie naby. Baie naby, want ek skrik. Nou imagine, daar's niemand nie en die persoon praat met jou, die stem van die Here. Ek sal skrik. Nee, ek sal. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Ek het nog nooit die stem van die Here gehoor nie. Dalk is ek nie so heilig soos Attila nie. Ek weet nie. Ek spot net dat nie. Dalk nie. Maar in my hart, want die Gees van God is in my, hoor ek sy stem. Daagliks. Ek sal met mense sit, hulle help, met hulle praat.
En die Here sal deur my werk in mense se lewens in. Want ek hoor die stem van die Here. Gebeur dit wat die stem van die Here vir my sê, hey, moenie dit sê nie. In plaas van om te luister, dan sê ek dit, dan vat dit my 'n hele uur om te verduidelik, hoekom het ek nou dit gesê? Alles is 100% reg, toe sê die Heilige Gees, stop, jy het klaar bereik wat ek wou doen, en nou wil ek my chop opsit. Ja, hierdie is 'n goeie ding om te sê, dis Bybels. Trap ek oor die tuin. Sê ek verkeerde dinge, vat dit 'n hele ruk om te verduidelik wat die Here wou sê. Ongehoorsaamheid. Ons almal kan die stem van die Here hoor, want ons het die Gees van God in ons. As jy nie het nie, kom laat ek vir jou bid vir dit. Wees gehoorsaam. Elkeen van ons het 'n sekonde, 'n honderdste van 'n sekonde keuse om te besluit om te sondig, of om te besluit om nie iets te doen vir die Here nie. Daai is daar. Waar kom die sonde sodra jy dit doen? Sonde lê en loer vir ons. Dis nie waar die probleem kom nie. Maar as hy sy voet daar by die deur inkry, onthou ons praat van die voet in die deur, en hy kry sy knie in, en hy kry hom oopgemaak, dis waar die probleem kom. Dan doen ons dinge wat buite die wil van die Here is. Maar dat ons daai drukking gaan kry, dat ons daai aanvalle gaan kry, ja, dit gaan daar wees. Wees gehoorsaam. And expect your miracle. Amen. Help dit? Maak dit sin? Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, vir u woord wat lewe is, en lewe gee. Here, ek bid vir elke saadjie wat geplant is vandag, Here, maar dat ons op u sal fokus. U sal erken, Here, in alles in ons lewe. Here, gehoorsaam te wees, en te luister na u. Here, om u stem te hoor, en net gehoorsaam te wees. En dan kom die wonderwerk. En ons het daai verwagting in ons. Seën elkeen vir hierdie week, ons vra dat julle sal bewaar en beskerm, in Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê. Daar's koffie aan daai kant. Geniet dit.